Gemeente, kan ons almal saam staan as die afsluitingslied sing asseblief? Goeiemôre broer en suster. Ek wil vir almal sê baie welkom vanoggend. Ek is baie bly jy is hierso. En in besonder wil ek baie welkom sê vir die familie wat vanoggend hier is. Die Havanga familie en hulle vriende. Ons het vanoggend 'n wonderlike geleentheid waarin die ma van die babietjie wat gedoop gaan word vanoggend ook gedoop word. So ek wil in besonder vir Chantel Havanga sê baie welkom en al die ander Havangas en ook hulle familie. En dan gaan ons ook vanoggend JJ en Chantel se pragtige babietjie Shayhani vanoggend en doop bring. So iets 'n wonderlike geleentheid om getuies te wees van ongelooflike geleentheid. So mag hierdie geleentheid vir ieder en elk vanoggend 'n wonderlike geleentheid wees. Saam met hierdie wonderlike nuus het ek ook hartseer nuus en ek wil graag asseblief vra vir voorbereiding vir Koos van Tonderhulle. Sy pa is Vrydagmiddag oorlede. Dat jy asseblief ook aan daardie gesin sal dink in hulle tyd van rou en hulle moeilike tyd. Ek het 'n paar ander afkondigings wat ek baie graag met u wil deel. Julle sal agterkom dat hierdie week waarin ons nou gaan bevind, staan bekend as die Groot Lydingsweek. Party kerke noem dit die Heilige Week, party kerke noem dit die Lydingsweek. En ons dink veral terug aan al die gebeure rondom Jesus se lyding hierdie laaste week. Voordat ons as gemeente eerskomende donderdag aand vier ons dan saam die nagmaal om 6:00 die aand en baie ander kerke het Vrydagoggend het hulle 'n groot diens. Ons groot diens is donderdag aand om 6:00 en dan die Paasondag, eerskomende Sondagoggend om 9:00 het ons 'n geweldige feesviering as ons Jesus se opstanding herdenk en gedenk. Ek wil u net dan herinner dan aan eerskomende donderdag aand 6:00 se nagmaalsdiens en eerskomende Sondagoggend se opstandingsfees wat ons gaan vier. Dan wil ek vir Annelies Pretoria sê, sy is nou daar agter die orgel. Sy is ons nuwe orgelis. Vandag is haar eerste dag by ons. Mag dit vir jou 'n wonderlike nuwe fase wees wat jy ook betree in Klerksdorp en mag Goudkop en jy vir mekaar baie goed wees. Daar's 'n paar ander dinge wat ek graag met u wil deel. As u so gaan kyk na die goudkorrels op die fone, daar's ook in hierdie tyd is daar 'n paar verjaarsdae. Lyk my niemand verjaar vandag nie, maar die res van die week verjaar daar 'n klomp mense, so ook aan julle elkeen wil ek 'n wonderlike nuwe lewensjaar wil ek vir julle toebid. Die aktiwiteite vir die week vind nou nie plaas nie as gevolg nog van die skoolvakansie, maar alles vind weer aan aanvang en neem weer aan aanvang volgende week maandag die 10de. Dan wil ek ook vir u vra, ons het ongelukkig probleme met die internet vandag, so dit lyk of die livestream nie vandag kan uitgaan nie. Daar gaan ook nie eerskomende naweek 'n livestream wees nie. Die groep wat vir ons die livestream doen, wil ek net graag ook net 'n blaaskans sê, so ons gaan dit ook vir hulle. Maar jy weet die ander weke van die jaar is daar regtig livestream waarna jy rustig kan kyk op jou tyd, op jou wanneer dit vir jou gepas is.
maar daar gaan ongelukkig lyk my nie vanoggend 'n livestream wees nie. As daar een is, soos baie dankbaar, maar as hy nie plaasvind nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar ons het haal gekry die afgelope week. Wie van julle tuine lyk soos myne? 'n Pure ramp. Ek het rose gehad en na die haal het ek 'n stokkie. Ek het blare gehad en nou lyk dit of winter pas verby is. Ek wil jou vra, ons is vanoggend hier saam en mag hierdie diens deur die Here gebruik word om my en jou. Mag ek jou vra, mag jy op sy skoot tel? En mag jy beleef wie is God in hierdie oggend? Maar aan die ander kant, as jy om jou kyk, dan sien jy medegelowiges wat saam met my en jou die Here dien. En mag jy vanoggend beleef, jy's nie op 'n eiland nie. Ek en jy is saam. Ons is deel van God se familie. En daardie ongelooflike uitspraak van Jesus wat sê, jy is my geliefde. Mag jy vanoggend beleef dat jy is die Here se geliefde. Op hierdie punt wil ek jou graag vra om saam met my stil te word. Ons gaan na lied 157 toe en daarvan gaan ons die eerste vers sing. So terwyl ons stil word, kom ons sing daar die eerste vers van lied 157, vers 1. Here, dankie vir 'n geleentheid om te kan stil word. En dankie dat ons kan bedaar en erken, U is die Here. Dankie dat U die een is wat is en wat was en wat weer kom. U is die lewende God. U is die begin en die volëinder van ons elkeen se geloof. Aan U behoort al die eer en al die krag en al die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, die Here Jesus kom groet jou en my vanoggend, genade vir jou en vrede vir jou van God ons Vader en Jesus Christus deur die werking van sy Gees. Ons gaan vanoggend 'n loflied sing, ons gaan sing lied 202 en daarvan sing ons vers 2 en vers 3 tot eer van die Here. Broers en susters, die afgelope paar maande het ek die wonderlike voorreg gehad om saam met Chantel Havenga 'n wonderlike pad te stap en ek wil graag op hierdie punt vir Chantel vra om vorentoe te kom.
Chantel, vandag is so 'n groot moment in jou geloofslewe en mag hierdie wonderlike geleentheid vir jou baie betekenis hê. En vanoggend gaan ons jou ten doop bring. Vanoggend met jou doop bely en erken jy dat Jesus ook jou Here is. En ek wil graag net 'n paar dinge met jou deel. Ek dink vir minder blootstelling mag jy so na my toe draai voor my. Ag broers en susters, dis vreugdevolle trane en as jy dalk wil hê JJ moet by jou staan, is hy welkom. As hy graag wil, daar sy wil graag hy moet by staan. Met hierdie doop bely ook jou geloof. So vanoggend gebeur twee dinge met jou. Jy bely jou geloof en jy word gedoop. En mag dit regtig vir jou groot betekenis hê. Ek wil begin deur vir jou te sê God het die wêreld baie baie lief. Van die begin af het hy na mense toe gekom en vir hulle gesê hoe lief hy hulle het en in besonder hoe lief hy jou ook het. Hy het self sy seun Jesus Christus na ons toe gestuur om vir ons te wys dat hy ons regtig liefhet. Die Here het ons tekens gegee om ons te laat onthou dat hy ons liefhet. Die doop is een van daardie tekens. So Chantel, wanneer jy gedoop word, dan sê God dat hy jou ook liefhet en dat hy elke dag vir jou sorg, dat hy elke dag jou Vader is, dat Jesus jou Here is, dat die Heilige Gees in jou en aan jou en deur jou werk. Toe Jesus ons geleer het om kinders van die Here te doop, het hy gesê dat ons gedoop moet word in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Daardeur kom sê hy, merk my en jou om syne te wees. En ek gaan jou nou doop, en jy moet onthou dat jy 'n kind van God die Vader is. Die Jesus jou sondes weggevat het, dat die Heilige Gees in jou bly, en jou sal help om as kind van God te lewe. En wat beteken die doop? En ek gaan vir jou die volgende vraag vra waarop ek aan die einde wil hê jy hardop moet antwoord. Glo jy dat Jesus al jou sondes weggevat het? Glo jy dat jy deur Jesus 'n kind van God is? Beloof jy dat jy vir Jesus sal lief bly en sal doen wat die Bybel jou leer en vra? En beloof jy om te luister na God se ander kinders om jou te help om reg te lewe? Wat is hardop jou antwoord? Nou broer en suster Chantel kom sê vanoggend ja, en daardeur kom sê Jesus is haar Here en Koning, maar daardeur sê sy ook ja, dat ons as gelowiges by mekaar inhaak en saam met hom, en saam met mekaar die pad sal loop. Kom ons doop jou. Chantel Havenga, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Here, dankie as ons vanoggend hierdie getuies kan wees van hierdie ongelooflike geleentheid. Ons het vanoggend gehoor dat Chantel sê, ja Here, U is my koning, my Here. En Here, wat 'n voorreg om getuies daarvan te wees, maar ook die verantwoordelikheid om vir haar in te tree, by haar intaak en saam met haar te stap. Wat ongelooflike verantwoordelikheid het JJ ook, Here, om verantwoordelikheid te aanvaar om te sê, my vrou en ek dien saam die Here. En ons gaan mekaar begelei op hierdie geloofspad saam met U, Here, onder leiding van die Heilige Gees. Dankie Vader dat ons die kinders kan wees. Al die lof en die eer en die majesteit kom U toe. Amen. En terwyl julle albei nou is, dan gaan ek sommer vir julle ook die doopformulier lees vir sy Annie. Goed, julle mag weer na my toe draai. Soos wat ek met julle gedeel het, is die volgende: God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan, wat ons 'n verbond noem. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en ons versorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. En geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en in die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Sy Hannie is nog te klein om te verstaan.
Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie, want sy haan het lankal haar naam. So waar gaan dit? Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Waar God vir sy haanie sê, jy is myne en ek is joune. En dan het julle die volgende verbintenis wat julle maak. En deel van hierdie verbintenis is om te sê, julle beloof om met al julle vermoëns sy haanie groot te maak tot eer van die Here. Hier's 3 beloftes wat julle gaan aflê. En ek wil julle graag vra om aan die einde daarvan hardop te antwoord. Ek lees dit vir julle. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die blydenskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kind, sy haanie, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Nou broers, as julle het pas gehoor dat Chantel en JJ ja sê, maar het vra ek vir ons die verantwoordelikheid om saam te bid, dat die Here ook hulle die krag en die genade sal gee om te leef voor hulle kind, en mag hulle kind ook deur hulle leefwyse en hulle optrede Jesus Christus leer ken as koning en verlosser. Kom ek bid vir julle as ouers. Here, dankie dat ek hierdie 2 kosbare mense nie kan opdra. Dankie dat ons ook hulle wonderlike kindjie aan U kan opdra. Ek bid Here dat U vir Chantel en vir Jade sal bemagtig deur die Gees om te leef en te beweeg voor hulle kind as U kinders. Dankie dat U ons intrek in U koninkryk in en as koninkryksburgers ons die verantwoordelikheid gee om voor ons kinders te lewe as U kinders, as U disippels, as U volgelinge. En mag sy haanie deur haar ouers ook U volgeling word, hoe langer hoe meer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag op hierdie punt vra dat sy haanie ingebring word. Dis nou 'n wonderlike voorreg wat die oupa van sy haanie het om haar ook vorentoe te bring. So terwyl ons wag vir sy haanie om vorentoe te kom, broer en suster, wat beteken jou eie doop vir jou? Besef jy dat jy deur die Here gemerk is? En dit gee my die moed en die oortuiging om môre op te staan en te sê, Here, ek sien kans, want ek is U seun. So dink bietjie terwyl ons wag vir die kindjie om ingebring te word, wat beteken jou doop vir jou? Onthou jy nog jou datum? Het jou ouers jou datum vir jou al vertel? Daai ongelooflike betekenis van ek is die Here se seun, ek is syne. Kobus, wat 'n wonderlike voorreg. Baie groot voorreg. Haar sy. Haar sy. So 'n vriendelike dogtertjie, julle kan haar vorentoe bring. Sy Haanie Havenga, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun Jesus Christus in die naam van die Heilige Gees. Amen. Here, dankie dat ons sy Haanie kan opdra en bid, Here, dat U deur die Gees ook in haar lewe sal werk. Here, wat 'n voorreg om getuies te wees van hierdie ongelooflike teken van die doop wat U vir ons gee. En dat U die inisiatief neem om haar te roep om U seun te wees. Ons bid, Here, dat U deur die Gees in haar hartjie sal werk, in haar lewe sal werk, en mag sy U ook leer ken, hoe langer hoe meer, as haar Here, as haar koning, as haar verlosser. Amen. Ek wil baie graag vir u vra, kom ons staan en sing ons vir hulle daar ongelooflike, baie bekende dooplied voor. Ons gaan vir hulle sing lied 292 vers 1 en vers 2.
voorreg, sterkte vir julle hoor. Baie dankie. Broersister, ek wil graag vir u vra om saam met te bid. Kom ons sluit die oë. Here, ons was pas getuies van die ongelooflike belydenis wat iemand afgelê het om te sê, Here, U is die Here. U is my Here. U is my God. U is my koning. Here, ons het ook die voorreg gehad om weer opnuut te hoor dat U ons ook intrek in die koninkryk deur die doop. Waarin U vir ons sê, jy is myne en ek is joune. Dankie dat ons vanoggend net opnuut, as ons na hierdie twee geleenthede dink, aan dit dink en dit oordink, te besef, Here, hoe groot U genade is. Nie een van ons verdien enigiets hiervan nie. Alles kom gee U vir ons uit genade uit. Here, dat U ons roep om U sin te wees. Here, dat U ons roep, iets wat ons al reeds vashou. En dankie dat ons vanoggend kon hoor hoe Chantel sê, sy hou U terug vas. Sy glo in U, Here. En wat JJ en Chantel beide beloof het, Here, dat hulle vir sy Hani wil groot maak tot U eer. Wat ongelooflike voorreg om getuies daarvan te wees. Here, as ons vanoggend dan ook hier saam is, en ons is besig om te dink aan die groot lydingsweek, Here, as ons ook vandag dink aan Palm Sondag, dan bid ek, Here, dat U ook deur U woord ons elkeen se geloof mag versterk. Dankie vir U woord, en dat wanneer ons daaruit lees, Here, dat U self aan die woord kom, dat die outeur van hierdie boek self aan die woord kom, en wil U ons harte voorberei om U woord te hoor, dit te aanvaar en dit te gaan uitlewe. Vanoggend wil ek ook om vra, Here, dat U ook met U kerk reg oor die wêreld sal wees, waar almal gereed maak om Paasfees te vier. Mag dit ons elkeen se geloof opnuut versterk. Mag U in ons feesviering verheerlik word. Maar Here, ons leef ook in 'n stikkende wêreld, en ek bid, Here, dat ons mag gaan leef as U kinders. Mag ons hoopbringers wees. Mag ons mense wees wat lig bring in 'n stikkende donker wêreld. Here, dankie dat ons vir ons land kan bid, en bid, Here, mag U kinders U ligdraers wees, ook in hierdie land, ook in hierdie dorp, ook daar waar ek beweeg, waar ek werk, waar ek bly, waar ek ook 'n stokperdjie of 'n sport beoefen. Dankie vir U woord, en ons bid, Here, dat U self aan die woord mag kom. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Broers, ek wil graag vanoggend vir jou twee gedeeltes lees, en ek gaan eerstens jou vat na Johannes hoofstuk 12 toe. En jy kan jou Bybel daar oopmaak. Wat ek graag wil doen, ek wil vir jou die intog van Jesus in Jerusalem, wil ek vir jou lees aan die hand van Johannes 12, en ons gaan lees daar vers 12 tot en met vers 19. Maar ek wil nie by hierdie teks stil staan nie, maar ons gaan hom net eerstens lees, dat jy net die verhaal hoor en die uitsprake hoor wat ons in ons teksgedeelte kry. So in Johannes 12, en ek lees vers 12 tot vers 19, waar ek die volgende woorde kry. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, met ander woorde, dis die fees wat hulle, die Paasfees waarvoor hulle gereed maak, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Die woordjie prys hom, se oorspronklike woord is Hosanna, en die koning van Israel. Toe Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad het en dit met hom gebeur het. Vers 17, die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Maar hoe vers 19, die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Johannes vertel vir ons van Jesus se ongelooflike intog in Jerusalem in.
En nou is die vraag wat ek graag vir jou wil vra is, wie is Jesus? Wie is Jesus? Ons lees van hierdie intog in Jerusalem en ons hoor die mense roep uit, prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom. En onmiddellik gaan hy vir my sê, die teks sê tog hy's koning. Maar wie is Jesus? En daarom wil ek jou graag vra, luister saam met my, as ek vir ons lees uit Filippense 2. Filippense 2 wil ek jou graag 'n gedeelte lees, wat in die vroeë kerk bestaan het, as waarskynlik die heel eerste Jesuslied. En ek lees vir ons vanaf vers 5, en ek lees vir ons tot vers 11, Filippense 2, vers 5 tot vers 11. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Weer 'n keer my vraag aan jou, wie is Jesus? As Paulus Filippense 2 skryf, dan begin hy om te praat oor die gesindheid wat die Christene van Filippi gehad het. Ek wil nie daarop uitbrei nie, maar ek wil net vir jou die agtergrond gee. Hy praat met hulle oor gesindheid. En weet julle wat, ons leef in 'n wêreld waar elke mens nommer 1 wil wees. Elke mens wil koning wees van sy eie of haar eie mishoop. Elke mens wil graag 'n wenner wees, en baie mense reg oor die wêreld wil selfs God in hulle eie oë wees en altyd voor in die ry wees. En weet julle wat, Jesus se disippels het dieselfde gesindheid gehad. As jy net na Markus 2 of Markus 10 toe gaan blaai, dan kom Johannes en Jakobus na Jesus toe en sê, Here, as u nou eendag in die koninkryk kom, wil ons jou 'n guns vra. Een van ons wil links van u sit en die ander een regs. Kan julle hoor? Hulle wil voor in die koor wees. Hulle wil eerste wees. Hulle wil die belangrikste wees. En dan sê Jesus vir hulle, Hokkaai bietjie. Weet julle hoe werk dit in God se koninkryk? As jy nommer 1 wil wees, as jy eerste wil wees, dan moet jy almal se dienaar wees. En dan Jesus se ongelooflike uitspraak in Markus 10, vers 43 en 44 sê hy, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Wie is Jesus? Wat kom leer Paulus my en jou? Ek wil graag vanoggend aan die hand van 5 punte, wil ek graag vir jou uitwys wie is Jesus. En ek wil graag vir jou vra, jou Bybel oop, en ek wil jou na die eerste punt toe vat. Vers 6, Jesus is God wat aarde toe gekom het. Ons heel eerste punt vanoggend is, Jesus is God wat aarde toe gekom het. Groter nuus, broers, is 'n groter nuus as die eerste hartontplanting van Chris Barnard. Groter nuus as die eerste vliegtuig van die Wright broers wat die grond verlaat het. Groter nuus as Lance Armstrong, Neil Armstrong se maanlanding, is God wat planeet Aarde betree het. Jesus is God self en hy het aarde toe gekom. Vers 6 kom sê vir ons dat Jesus is self God. Jesus is God se gelyke en hy het aarde toe gekom. Baie mense wil vir mekaar sê, Jesus was sekerlik die grootste mens op aarde, die grootste man, die grootste profeet. Maar weet julle dat Jesus het nooit na homself verwys as 'n groot profeet nie? Die Fariseërs gaan te kere en sê, Jesus is sekerlik die grootste vrot in wêreldgeskiedenis, die grootste bedrieër, die grootste leenaar. En Jesus verklaar voortdurend in Johannes Evangelie dat hy God is. Ons kry in Johannes Evangelie 7 ek is uitsprake. En om dit te onderstreep, toe die Joodse raad van vra, wie is jy? Is jy die Christus?
is jy die seun van God? Toe sê Jesus vir hulle kort en kragtig, ek is. Ek is. Jesus se lewe begin nie in die stal van Bethlehem nie. Jesus het geen begin of einde nie. Hoor wat sê Paulus as hy Kolossense 1 skryf. In Kolossense 1 sê Jesus daar, of waar word daar oor Jesus geskryf, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, hoor mooi, alles is deur Jesus en vir Jesus geskep. Jesus in die eerste plek is God wat ons planeet betree het. Die tweede punt wat ek graag vir jou wil wys. Nê? Kyk vers 7. Jesus is God wat mens geword het, my tweede punt. Vers 7 tot 8. Hy is God wat mens geword het. Die teks sê dit so mooi, homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Dink net vir God om mens te word is 'n vernedering. Uit die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En toe hy mens geword het, daar's twee woorde vir slaaf. Die een kan nie vertaal word met 'n kelner, dis die een soort slaaf, maar die ander ene noem hulle 'n voetewasser slaaf. Daar's niks slegsters, ergers, meer vernederend as om ander se voete te was nie. En Jesus het daardie gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het nie net mens geword nie, hy het mense kom dien. Dink net Johannes 13, hy was mense se voete. Hy word as mens gebore, soos ek en jy betree aarde deur geboorte. Hy het vel, hy het been, hy het hare, hy het oë, hy het bloed. Interessant, hy's 100% God, maar ook 100% mens. En hy word mens om met my en jou te kom kommunikeer. Johannes begin met die woorde deur vir ons te sê, Jesus het vir ons kom wys hoe lyk God. As jy wil weet hoe is God, kyk vir Jesus. As jy wil weet hoe praat God, hoe tree God op, lees die evangelies. Jesus sê, soos ek optree, dis hoe die Vader ook optree. Lukas 2 sê dit so mooi, Jesus het opgegroei, nes ek en jy, en hy het liggaamlik en verstandelik groot geword. Julle wat kinders het, of familie het wat soos kinders vir jou is, sien hoe ontwikkel mense liggaamlik en verstandelik en selfs geestelik. En by Jesus dieselfde, hy het liggaamlik en verstandelik opgegroei. Hoe sê Lukas 2? Hy het in guns by God en by mense toegeneem. Kan jy dink Maria wat hierdie babatjie daar in Bethlehem vasgehou het gesien hoe Jesus 12 word, hoe Jesus 18 word, hoe Jesus 21 word en op 33 sê hy, ma, ek gaan met my bediening begin. Kan jy dink daai trots wat Maria in haar hart moes hê? Josef wat gesê het, ek sal pa staan vir hierdie kind, alhoewel ek weet ek is nie sy pa nie, ek sal hom Jesus noem. En gesien het hoe Jesus stukkie hout begin skaaf, hoe hy hout begin skuur. Jesus se eerste tafel, sy eerste stoel, kan jy trots in Josef ervaar? Hoe hierdie kind verstandelik en geestelik groei, liggaamlik groei. Jesus is nes ek en jy versoek. Hy het dieselfde druk beleef as ek en jy. Dieselfde versoekings beleef as ek en jy. Want hy het hom kom vereenselwig met ons aardse bestaan. Met een verskil, hy het nie gesondig nie. Maar as nog iets ergers as ek en jy. Jesus het lyding beleef nes ek en jy. Dink net, Jesus was teleurgesteld. Johannes 6, toe almal wegloop, toe vra hy en julle 12, gaan julle my nie ook los nie? Nee, Here, U is die een wie se woorde lewe gee. En toe hy in Getsemane gevang word, toe is almal sterk tussen die bene weg. Hy weet wat dit is om teleurgesteld te wees, om eensaam te wees. Wat sê in Getsemane? Ek voel doodsbenoud. En sy benoudheid was so erg, hy het bloed gesweet. Hy is gemartel. Hy was onherkenbaar vermink deur die soldate.
Hulle sê toe die Joodse raad hoor, hy bely, hy is God, die seun, toe skeer hulle klere, en dis nie al nie, toe spring hulle op hom, hulle slat vir hom uitmekaar uit. Hulle trek sy baard uit sy wange uit, laat daar net vleis hang. Toe gees hulle hom, en weet toe is dit nog nie klaar nie, toe vat die soldate, nadat hulle Jesus pimpel en pers, laat die bloed loop, vermink het. Toe vat 'n hele afdeling soldate, toe gaan slaan hom verder in hulle kaserne. Jesus is gemartel. My derde punt, einde van vers 8. Hy het homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Jesus sterf die dood aan die kruis, hy sterf die dood van 'n misdadiger, van 'n terroris, van iemand wat verraad pleeg in daardie tyd. Hy bly nie in die krib nie, hy gaan kruis toe. Soos wat Jesaja 53 kom sê, hy is deur oor ons oortredings is hy deurboor. Maar weet julle wat, hy gaan kruis toe vrywillig. Niemand plaas Jesus aan die kruis sonder sy toestemming nie. Nou is die vraag, hoekom doen hy dit? Hoekom my derde punt, Jesus het gesterf? Ek wil net 2 goeters vir jou uitlig. Hy doen dit aan die een kant om God se liefde vir my en jou te demonstreer. As jy wil weet hoe lief God jou het, kyk na die kruis. Kyk na die kruis. Hy sterf vir my en jou toe ons nog vyande van God was. Hy lê sy lewe af, sê Paulus as hy Romeine 5 skryf. Hy lê sy lewe af toe ons nog God se sondaars was. Maar dis nie alrede nie. Behalwe om sy liefde te bewys, is daar ook 'n tweede rede. Hy het vir ons sondes betaal. Weereens as ek Paulus mag nader trek. Onthou as ek en jy vandag menslike wette oortree, kry ons menslike strawwe. 'n Tipiese voorbeeld wat ek mag noem, Oscar Pistorius was nou hierdie afgelope paar dae in die nuus. Daar word gereken hy het Rewa Steenkamp vermoor, en nou moet hy tronk toe gaan, want hy het 'n menslike wet oortree. Maar weet julle wat, as ek God se wet oortree, moet ek God se straf vat. En God se straf vir sonde is die dood. Maar nou kom Petrus en hy sê vir ons 'n baie belangrike ding in 1 Petrus 2 vers 24. Jesus kom sterf vir my in my plek deur homself te offer. En hoor wat sê hy in vers 24? Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Weet julle dit wat Jesus 2000 jaar terug gedoen het vandag effek op my en jou lewe. En die effek is, ek en jy is volledig vergewe. Ons het 'n skoon begin gekry. Dis so goed, Jesus se kruisdood vir my en vir jou is. Ek onthou hulle sal altyd in Engels sê, rondom Kersfees, Jesus is the reason for this season. Maar daar's geen sulke mooi Engelse slogans in Afrikaans vir Paastyd nie. So mag ek in Afrikaans dit vir jou vertaal. Jesus het my en jou versoen, en dis die rede vir hierdie seisoen. Dis hoekom ek en jy Paasfees vier. Maar kyk jy na 'n vierde ding rondom wie Jesus is toe vat. Die vierde ding is vers 9 tot 11. Dat die Vader verhef Jesus tot die hoogste eer. Onthou as Jesus doodgebly het, dan was die Fariseërs reg. Jesus is die grootste skelm. Hy is die grootste bedrieër. Hy is die aardsbedrieër van alle tye. Maar hy bly nie dood nie. Daarom die vierde punt. Die Vader verhef Jesus tot die hoogste eer. Wat is dit? Hy staan op. Want Jesus se opstanding is die kruks van Paasfees. Maar ongelukkig gaan baie Christene dit vergeet. Want weet julle wat? Ons sou uit met Paasfees tot donderdag aand. Vrydagoggend pak ons tasse, ons klim in die kar en ons gaan vakansie hou. Ons vergeet daar's 'n Paas Sondag waarom ons Jesus se opstanding vier.
Maar daar's 'n Paasondag waarin Jesus opgestaan het. En dis die kruks van Paasfees. Wat is die hoogste eer waartoe die Vader Jesus verhef het? Hy het hom die naam bo alle name gegee. Wat se naam is dit? Dit is die naam Here. Die naam Here was altyd net vir God gereserveer in die Ou Testament. Deur Jesus die naam Here te gee, verklaar die Vader dat Jesus is God self. Hy is die Vader se gelyke, hy is God die Seun. Deur Jesus die naam Here te gee, sê die Vader, Jesus is God. Ons gee baie keer vir mekaar name. Deur nie net mekaar identiteit te gee nie. Maar ons gee baie keer vir mekaar name omdat die naam so mooi klink. Maar in die Bybelse tyd het jy 'n naam gekry om te sê wat is jou wese. En Jesus kry die naam Here om te sê sy wese is hy's God. Kan jy dit hoor? En as ek net vandag sê Jesus is Here, dan sê ek daarmee 'n paar dinge. Ek wil net 3 dinge uitlig. As ek sê Jesus is Here, dan sê ek verklaar hy's God. Hy's meer as 'n goeie man. Meer as daardie beste mens wat almal probeer afmaak. Hy's God. Tweedens as ek sê hy's Here, dan sê ek hy het alles onder beheer en hy's in beheer van alles. En ewe skielik in ons stikkende wêreld gee dit vir my en jou hoop. Vir alles so die mekaar lyk. As ek sê Jesus is Here, verklaar ek daarmee hy beheer alles en alles is onder sy beheer. Maar ek verklaar ook 'n derde ding. En daarmee gaan Chantel met my saamstem. As ek sê Jesus is Here, dan sê ek hy's koning van my wêreld. Hy's koning van my wêreld. Paulus sê dit so mooi dan Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, is jy gered. Wat 'n ongelooflike wete. Maar gaan jy nou hoor, as my eerste punt is Jesus is God wat aarde betree, my tweede punt is Jesus is God wat mens geword het. As ek vir die derde plek gesê het Jesus het gesterf, en as ek vir die vierde plek gesê het God het hom tot die hoogste eer verhef, dan wil dit vir my voorkom of ek en jy terugkyk. Maar daar's ook 'n vyfde punt. En jammer om dit nou vanoggend te sê, ek dink ons Afrikaanse 83 vertaling so bietjie verkeerd deur 'n woordjie in vers 10 en 11 te gebruik wat vertaal is met sou. Daardie sou moet eerder sal wees. Vers 10 sê, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. As Paulus hierdie 2 verse skryf, dan haal hy Jesaja 45 aan. In Jesaja 45 kom sê die Jesaja skrywer dat God kom self aan die woord en hy sê vir 'n volk wat in ballingskap in Babelonie is, wat al die afgode van die Babiloniërs sien, sê ek, sê God, is die enigste God. Daar's niemand soos God nie. God sê ek is God alleen. Daar's niemand soos ek nie. En daar sal 'n dag kom, sê God, dat elke knie sal buig voor my en elke tong sal bely voor my dat ek God is, sê God in Jesaja 45. En nou maak Paulus Jesaja 45 hier op Jesus van toepassing. En kom sê hier's 'n toekoms vir ons. En die toekoms is, daar sal 'n dag kom dat die hele wêreld sal bely Jesus is die Here. En dan spesifiseer hy dit almal in die hemel. Met ander woorde, al die bonatuurlike wesens sal bely Jesus is Here. Maar ook almal wat op die aarde is, al die mense, maar ook almal onder die aarde, almal wat al reeds gesterf het, sal bely dat Jesus die Here is.
sal bely dat Jesus die enigste God is. En kan julle hoor, skielik besef ek en jy, ons gaan daai dag beleef. Daar is vir my en jou 'n toekoms. Daar is vir my en jou 'n toekoms. God voorsien nie net vir gister en vir vandag nie, hy voorsien vir môre ook. Elke tong sal bely en elke knie sal buig en sal erken, Jesus is die Here tot eer van God die Vader. Ek het hierdie week die voorreg gehad om van my kinders se gradeplegtighede by te woon. Nou anders as donkie jare terug, is daar baie gemengde kulture. En sekere mense op die verhoog verskyn, dan sal ouers uitroep, "Jy skool! That's my boy!" En dan sit ons maar prim en proper en klap so sag as moontlik vir jou eie kind. Maar vir die ander kinders word daar gesê, "Jy skool! That's my boy!" En eendag gaan God die Vader vir die wêreld sê, "Dis my seun daai." Jesus Christus is die Here. En almal gaan applous gee. En kan ek afsluit? Al die arrogansie van vandag sal verdwyn. Want daar is in die wêreld baie mense wat sê, ek het God nie nodig nie. Daar's baie mense in die wêreld wat sê, ek kan sonder Jesus. Maar daar kom 'n dag wat elke rockster en elke godsdiens en elke politikus en elke ateïs en elke agnostikus en elke mens en elke engel en elke demoon en selfs Satan alleen homself sal bely en erken Jesus Christus is die Here. En kan ek vanoggend afsluit? Die vraag is nie of nie, of jy het gaan doen, die vraag is met watter gesindheid. Want dit gaan of met vreugde wees, of met geweldige spyt. En vir ons wat vanoggend hier sit, mag ek jou sê, moenie moeg word nie. Moenie moeg word nie. Moenie bang wees nie. Want Jesus is die Here. En hy het alles in sy hand, vir my en vir jou. So moenie bang wees nie. Jesus is die Here. En as die mense vra, wie is Jesus? Dan mag ek in 'n short en sweet antwoord, hy is die Here, tot eer van God die Vader. Want elke knie sal buig, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. So byt vas, broer en suster, dit is die moeite werd, om Jesus se naam te bely. Kom ek bid. Here, dankie. Dankie dat ons op hierdie Palm Sondag is almal sê loof hom wat in die naam van die Here kom sonder om regtig te verstaan wat hulle uitgeroep het. Soos wat ons teks in Johannes sê, die disippels het eers lank later verstaan wat dit beteken het. Dankie dat ons vanoggend mag weet, Here Jesus, U is God wat ons planeet betree het. U is God wat mens geword het. U het gesterf. Maar U is tot die hoogste eer verhef. En U sal tot die hoogste eer verhef word. Wat 'n wonderlike wete. En ewe skielik kan ek kans sien vir môre. Want my Here leef. My Here is God. En het alles in sy hand. En is 100% in beheer. Verseker van my lewe. Amen. Broers, ons gaan die kollektes by die deure opneem. Ons slotlied vir oggend is lied 220 en daarvan sing ons vers 1 en vers 2.
Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie dat jy gekom het. Geseënde dag vir elkeen.